zo blij ik bouwen aan Jezus. Ik zo blij ik bouwen aan Jezus. Halleluja, prijs die Heer. Prijs die Heer, amen, amen. 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 Ja, prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Halleluja, prijs die Heer. Ja, ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ja, ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Halleluja, prijs die Heer. Ja, prijs die Heer, amen, amen. 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 Ja, prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Halleluja, prijs die Heer. Ja, ik ben zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ja, ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Halleluja, prijs die Heer. Prijs die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prijs die Heer. Oh, ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Halleluja, prijs die Heer. Prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Ja, prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Halleluja, prijs die Heer. Ja, ik zo blij, bouwen aan Jezus. Ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Ik zo blij, ik bouwen aan Jezus. Halleluja, prijs die Heer. Oh, prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Prijs die Heer, amen, amen. Halleluja, prijs die Heer. Hij is die Heer, halleluja. Dank u, Heer Jezus, ons prijs. Is jij daar waar jij altijd blij in Jezus? Is jij in die ware wijnstok ingeënt? Daar is rust voor elke zorg, en aanbidding bij jouw borg. Ja, daar zwerven voor jou, ja, tot aan die eind. Ja, is jij daar waar jij altijd blij in Jezus? Is jij in die ware wijnstok ingeënt? Daar is rust voor elke zorg, en aanbidding bij jouw borg. Daar zwerven voor jou, ja, tot aan die eind. Oh, is jij daar waar jij altijd blij in Jezus? Is jij in die ware wijnstok geënt? Daar is rust voor elke zorg, en aanbidding bij jouw borg. Daar zwerven voor jou, ja, tot aan die eind. Oh, is jij daar waar jij altijd blij in Jezus? Is jij in die ware wijnstok ingeënt? Daar is rust voor elke zorg, en aanbidding bij jouw borg.
Daar zwerven vir jou, ja, tot aan die eind. O, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. O, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. O, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. Prys die Here, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. O, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Ja, daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. O, is jy daar waar jy altyd bly, Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. Halleluja, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok en geen. Daar is rus vir elke sorg en aanbidding by jou borg. Daar is oorwinning vir jou, ja, tot aan die eind. Oh, halleluja, 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 halleluja. Oh, prys die Here, daar is rus vir elke sorg en aanbidding by ons borg. Prys die Here. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons deur u Seun tot u kan nader. Baie dankie, Here Jesus, dat u die deur is tot die Vader. Oh, halleluja. Daarom het u gesê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En so kom ons dan in hierdie dag in eerbied en ons vra soos wat u gesê het ons moet vra. Alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. En ook sal die Vader doen. Here, want u woord sê dat u werk wanneer u u Vader sien werk. En daarom eer ons u, dat ons weet wat ons in die naam vra van die Vader, dit sal u vir ons doen, maar ook die Vader, want u en die Vader werk saam. Halleluja. Oh, halleluja. En ons dank u dat ons u en die Vader het
saam met die Heilige Gees, omdat U Vader en Seun en Heilige Gees woning kom maak het binne in ons liggame wat die tempel van God is. En Here, daar's net een manier hoe dat U kan woning maak in ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit is, as ons U woord bewaar, U woord lief het, dan is dit die teken dat ons U lief het, en dit veroorsaak dat die Vader ons ook sal lief hê, en dan sal U en die Vader saam met die Heilige Gees woning maak in ons. Here, wat 'n voorreg om te besef dat my liggaam, elke een wat deur die wedergeboorte gekom, sy liggaam is 'n tempel van God, waarin die Gees van die Here kom woon. En Here, as ons na U woorde luister en dit liefhet en bewaar, dan sal U en die Vader ook kom woning maak. En ons dank U, wanneer ons dan bid, het ons 3 getuies vir dit wat ons bid. En daarom kan ons met vrymoedigheid na U toe kom, en ons kan in hierdie oomblikke weer saam bid vir almal wat siek is. O Here, omdat ons weet, hulle is almal klaar by U bekend. Ken U elke sieke, U ken die siek. En dit wat U gespreek het, Here, dit wat U kom doen het, deur aan die kruis te sterwe, en dat dan deur U wonde genesing vir ons sal wees. Is daar 3 wat getuig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat dit wat U gespreek het, sal net so gebeur. Daarom kom ons in die naam van Jesus na U toe, o Vader, gedrywe deur die Heilige Gees, en ons bid dat U elke sieke gesond sal maak. Laat die wonde van Jesus dan genesing sal gee aan elke sieke. In hierdie oomblikke in die naam van Jesus, elkeen wat luister na hierdie gebed, o Here, laat daar van U sal krag uitgaan, en dat daar genesing sal wees, goddelike genesing, in Jesus se naam. O halleluja, deur U wonde, neem ons dit aan, Here, dat U elke een gesond maak, en ons glo dat God is, en Hy is 'n beloner. Dankie dat U genees in hierdie oomblikke, en ons prys U en ons loof U daarvoor. Halleluja, dankie Here, U lewe. Baie, baie dankie dat ons ook kan bid vir al die gebedsversoeke. Ja, Here Jesus, is ook almal by U bekend. En Here, U woord wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sê U uithelp en Jy moet my eer. Is nie U alleen, Here, wat hoor wanneer ons roep U. Die Vader hoor, U die Seun hoor, die Heilige Gees. En ons dank U, dat U selfs in ons gebede, ook die 3 is wat getuig van dit wat ons bid. En ons weet, dat U hoor en U antwoord. Halleluja, dis verseker. Here, of anders sou U nooit gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal U uithelp en Jy met my eer. En Here, laat ons so U sal eer. Ons eer die Vader, deur om onze Vader te doen. Ons eer U, omdat U die woord, die Seun van God is. En ons eer die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees die
Gees van God is. En Here, deur hierdie eer respekteer ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees. O Rabboni, halleluja, halleluja, halleluja. En Here, dankie dat ons dan in hierdie oomblik kan bid vir die woord wat sal uitgaan in hierdie môre. Dankie dat ons 'n welbehae by U gekry het, sodat die Heilige Gees ons kan leer en lei in die hele waarheid. En wanneer ons dan spreek ons deur U Gees die woorde van God, wat die Here Jesus op hierdie aarde kom spreek het. Nie net in onsself nie, maar ook in die apostels en hulle sendbriewe en openbaring. Selfs deur die Ou Testament, deur die profete, die sieners. O, halleluja. Dankie. Dat ons weet, die drie, Vader, die Seun en die Heilige Gees getuig saam, sover U woord aangaan wat in waarheid verkondig word. Ons eer U, dat U waarlik U woord sal oopmaak in hierdie môre, deur die Heilige Gees, sodat die opening van die woord kan lig gee aan almal wat graag wil sien wat die woord sê en begeer dat die woord vir hulle moet oopgaan. En Here, daarom bid ons dat U elke oog sal salf, oor sal hê om te kan hoor, om te kan sien en te kan verstaan wat die woord van die Here sê. Daarom wil ons elke oor bestryk met U bloed, Here, sodat net die waarheid van die woord sal ingaan en dat elkeen dit sal verstaan. Dankie, Here, dat U dan elkeen is so seën soos die woord sê, dat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Halleluja. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. O Here Jesus, baie, baie dankie. Ons dankie en ons eer U. Eer U Vader, ons eer U Seun. Here sy die Vader, Here sy die Seun, en aan U, o Gees van God, hier al die Ons is dankbaar om dan in hierdie oggend so saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. En
Ons dank die Here vir sy onfeilbare woord. Ek is pastoor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Ek wil net dit noem in hierdie môre. En dit is, ek het maandag aand met pastoor Willie Sanderson gepraat oor die foon. En hy het my 'n vraag gevra uit Johannes 16 en die 26ste vers wat daarop neerkom, ek wil dit net noem. Hy sê die 26ste vers, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Dit meen die Here Jesus sê, moenie dink dat ek die Vader nie aangaande julle gaan vra nie. Dit meen die Here Jesus het die Vader aangaande ons gevra. Daar's sekere goed wat hy die Vader gevra het aangaande ons. En ek het in 'n oomblikse tyd, toe maak die Here die ding, terwyl ek met hom praat oor die foon, toe maak die Here, ek het net vir my oop, in 'n oomblikse tyd. En ek het hom 'n paar punte genoem, soos dit wat die Here vir my in daardie oomblik oopgemaak het. En ek het gedink, dis wonderlik. Ek weet, dit is wonderlik wanneer die woord oopgaan, want dan gee dit lig oor 'n saak. En my vrou sê vir my in die week, jy moet Sondag 'n bietjie oor Vadersdag praat. Want daar so, ek word onrespekvolle maniere waarop die sogenaamde kinders van die Here praat oor die Vader. Waarin daar geen eer is nie. En ek het gedink, Here, oor die Vader, oor onse Vader, u Vader en ons Vader. Ek het nie 'n gedagte in my om daaroor te preek nie. Ek dink dit was die volgende dag, toe kom dit alles terug na my toe en dinge begin, die Gees van die Here begin vir my skrifte ingee, wat gaan oor dat ons Vadersdag het, en dat daar is eintlik net een Vader, en dit is ons hemelse Vader. Ek wil jy net iets reg verstaan, om 'n aardse Vader jou pa te noem, of papi te noem, of selfs Vader te noem. Nou, dit is reg, want ek gaan nou vir u vertel hoekom dit reg is. Maar, waar het kom by God die Vader, die Vader van Christus en God die Vader, wat ook ons Vader is, die Here Jesus sê dit self. Nou, is daar net een woord, eintlik twee woorde, maar een woord, wat ons God die Vader mag noem, en dit is onse Vader. Want as ek sê onse Vader, dan sluit dit die Seun van God in. Want hy het gesê, ek gaan na julle Vader en my Vader. Ek gaan na julle God en my God. So die oomblik, as ek sê onse God, dan sluit dit
die Seun in, dit sluit die Heilige Gees in, en dit sluit ons in. Wanneer ek sê onse Vader, dan sluit dit die Vader in, die Seun in, die Heilige Gees in, en ons. En toe die Here Jesus die onse Vader gebed bid, toe sê hy, onse Vader, want in daardie oomblik was hy by die mens. Halleluja. En hy het hierdie gebed saam met sy disippels gebid, want sy disippels was kinders van God. Of sal kinders van God geword nadat hy gekruisig is en opgestaan het. Deur die bloed sal hulle kinders van God word, deur die wedergeboorte. Maar wat hier gebeur, saam met die disippels bid hy, onse Vader. En dis waarom hy by Maria Magdalena by die graf gesê het, ek gaan na my God en julle God, ek gaan na my Vader en julle Vader. So, dit wat die Here Jesus daarvan gesê het, dit het die Here Jesus in die onse Vader gebed, in die begin van die onse Vader toe hy noem, onse Vader. Toe sluit hy alles. En nou sê die woord, ek wil dit net in Malagi lees. Halleluja. As ek net gou kan kry. Maar die woord sê hierso, baie mooi. Prys die Here. Hy sê die 10de vers van die 2de hoofstuk, hy sê, het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskapen nie? Halleluja. En dan gaan hy verder, maar hy sê in een versie, ek kan dit nou nie vinnig kry nie, maar het is hier so in die selfde gedeelte ja, hy sê hierdie mooie woorde, die eerste hoofstuk van Malagi. Hy sê, 'n seun eer die Vader. Christus bid onse Vader, en daardeur eer hy sy Vader en ons Vader. En hy gaan verder. Hy sê, en ek nig sy Heer, as ek dan 'n Vader is, waar is my eer? As ek dan 'n Heer is, waar is die vrees vir my? Nou sê hy, ek wil net gou verder, sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters, hy praat met priesters, en ons is konings en priesters, dit meen hy praat met ons, wat my naam verag, en nou moet jy baie mooi luister, wat my naam verag, maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Hy praat van onrein offers en goed verder, maar as iets, waardeur ons die naam van die Here, van die Vader kan verag, en dit is, as ons hom nie alleen, dit meen, hy moet alleen vir ons Vader wees. Hy is ons Vader, en as ons hom aanspreek, moet ons hom aanspreek as onse Vader. Maar vandag verag die mense dit. Dis Papa God en Papa Vader, en ek weet nie wat sy naam, en die oupa's daarbo, en julle, halleluja, julle het geen vrees vir die Here nie. Ja, maar daar is niks verkeerd met papi, vader, papi dit, nee. In elk geval, weet jy wat beteken papi?
vadertjie. Dit meen, jy sien God as 'n vadertjie. Jy sien die Vader van die Here Jesus as 'n vadertjie. Jy moet nie dink, omdat jy hierdie verklein woordjies gebruik, dat die Here gaan jou hoor nie. Nee, spreek God die Vader aan as onse Vader. Ek wil amper sê, om daar te beweeg, dat ek kan God so aanspreek. Nou, wil ek vir jou sê, jy verkleineer die Vader. En omdat jy dit doen, verag jy sy naam. As jy enigstens praat van die Here Jesus se Vader en van ons Vader, dan praat jy en jy bid ons Vader wat in die hemel is. Ek dink, as ons hierdie eerste reël in ons gebede en ons praat, wanneer ons praat van die Vader, dan moet ons eintlik praat van ons Vader. Ek onthou as kinders, ek weet ons was 8, en jy weet hoe gaan dit, kinders begin groot word, dan elkeen, ja, dis my pa, dis my pa. Jy weet, maar as 8 kinders, elkeen sê sy pa. En ons as kinders, hoe dit begin het, weet ek nie, maar ons het ons pa genoem. As ons tot vandag toe praat, dan praat ons van ons pa. Waarom kan ons as kinders van God, die wat waarlik gered is, hierdie ander klomp wat nie gered is, hulle kom met papi en papa God en papa Vader en papi, ne, en al die snaakse name vir die Vader. God stel nie daarin belang nie, en die seun nog minder. Waarom kan ons is die liggaam van Christus, en ons is miljoene lede in hierdie liggaam. Waarom kan ons as kinders van God saam met die Here Jesus uitroep en sê, waarom kan ons dit nie doen? En sê, onse Vader wat in die hemel is. Daar die heel eerste versie van die, ons moet hom eintlik elke keer wanneer ons bid daarmee begin. Laat u naam geheilig word. Wat is u naam? Vader, onse Vader. Nou kom sy een, nee, ek het nie 'n papi hier op aarde nie. My papi is my papi is God, my papi is die Vader, my papi. Met watse duiwelse spreekwoorde is jy besig om die naam van onse Vader te onheilig en dit te verag om die Vader aan te spreek as onse Vader. As onse Vadersdag het hier op aarde, wil ek hierdie Vadersdag verander na onse Vader wat in die hemel is. Daar's net een Vader. Nou het hulle 'n Vadersdag, dis 'n geëtery en wat en alles, nou praat hulle van 'n Vadersdag. Halleluja. En dan wil ons die aardse vaders aanspreek as Vader en as papi en as dis reg, spreek dit aan. Maar daar's net een Vader. Waarom kan ons nie hierdie dag eerder wy aan onse Vader wat in die hemel is nie? Waarom kan ons dit nie doen nie? Ja, dan gaan ons nie geld maak nie. Dan gaan ons nie lekker saam eet nie. Dan kan ons nie lekker saam kuier nie. Ja, dan kan ons nie 'n fees hou nie. Dan kan ons nie, want dan gaan die mense nie kom nie. Dit is so, hulle sal nie kom nie. Want hulle eer onse Vader wat in die hemel is. Hulle eer hom nie. Hulle verag sy naam. En ek wil verder gaan.
Halleluja. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal ooit hierdie ding preek nie, maar die Here het hom absoluut vir my oopgemaak. Nou wil ek verder gaan. Hy sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God gewees. Dit weer die seun was by die Vader in die begin toe die aarde geskep is, toe die mens gemaak is ensovoorts. Die seun was by die Vader gewees en die seun self word ook God genoem. Is baie interessant. Hy word God genoem en hy is God die seun. Net soos wat die Vader, God die Vader is God die seun. Is die seun ook God. So noem hy hom in Hebreërs 1, jy kan dit gaan lees. Hy sê, o God het u gesalf bokant u metgeselle. Dit meen, die een God het die ander ene gesalf bokant sy metgeselle. Dis die Vader en die seun, die twee waarvan hy praat. Maar hier is 'n baie groot verskil wanneer dit kom by vaderskap. En dit is dat Jesus, die seun wat God is, hy's in volle reg is hy God, want sy Vader is God. Halleluja. Kom bietjie, ek weet enige een van julle, as daar 'n seun gebore word vir jou, halleluja, dan kry hy familiename. Waarom kan Christus nie familiename hê nie? Almagtige, grote God. Waarom kan hy nie? Want hy kom uit God die Vader. En dan kry hy 'n familie van. Nou, ek wil die van die Here Jesus Christus wil ek ook by sy naam sit. En weet jy wat is die van? Want uit die van word kan die geslagte nagevors word. Voorgeslagte en nageslagte. By God is daar nie voor en nageslag nie. Daar is net een geslag. En hier is die interessant. Onse Vader is God. Halleluja. Dis die van. God is die van. Nee. Die Here Jesus Christus is God. Die Heilige Gees is God, want alles kom uit die Vader. Die Seun kom uit die Vader, maar hy is ook God. Die Heilige Gees is ook deur die Vader en hy is ook God. Dis waarom ons met reg hulle kan noem God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dis waarom hy sê doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want in die naam van die Vader is God die Vader, in die naam van die Seun is God die Seun, in die naam van die Heilige Gees is God die Heilige Gees. Dit meen die van hierdie drie se van is God. En wat interessant is, ons wat die geslag van God is, seuns en dogters, is gode seuns en dogters. So ons van aan die einde van die dag, ek weet ons kan dit nie so noem nie, maar omdat ons uit God gebore is ons ook eintlik, die woord sê ons word gode seuns en dogters genoem. So ons van is eintlik ook God. Maar dis nie, ons is nie die oorsprong waaruit ons gebore word nie. Dit ben om uit God gebore te word. Die oorsprong is die hoof van alles. Maar wat hier gebeur is, dat wanneer hy hierdie woorde sê, hy sê in Openbaring 3 vers 13, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Luister nou baie mooi wat sê die Gees. Hy sê die 3 vers 14, skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Dit meen Christus is die begin van die skepping van God. Nou sê hy in Genesis,
In die begin. Wie is die begin? Christus. Hy is die begin van die skepping. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En nou sê die woord, alles het in en deur en tot hom ontstaan. Alles het in, deur hom, tot hom. Dit meen, dat die skepping in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Dit meen, hy het dit in die begin gedoen. Nou, sodat deur Christus alles geskape gaan word. Vir wie? Tot Christus. Halleluja. Nou, sê in Johannes 1 vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Dit meen, in die begin het God die hemel, in Christus het hy dit gedoen, want hy het 'n geslag gesoek. En hy kan het alleen in Christus. In die begin het God, het God die Vader alles in Christus geskape, en deur Christus, nou, is alle dinge geskape. Dis waarom hy hier so sê, alle dinge het deur hom, wie? Christus, wat die begin is, wat ook God is, wat by God was in die begin. Dit meen, die Seun, wat ook God is, was by God, die Vader, wat ook God is. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan nie. Dit meen, as dit nie vir die God die Seun is nie, was nie, sou daar niks ontstaan het nie. Want God die Vader het dit bepaal dat alles in en deur en tot God die Seun gedoen sal word. Dan gaan hy verder en hy sê die woorde, Johannes 1 vers 4, in hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense. Nou sê Paulus, en hierdie is in my baie mooi, dis waar ons begin het. Dis waar ons begin het, as wedergebore kinders van God, 'n nuwe skepsel. Dis waar ons begin. Hoor, en hierdie is vir my baie mooi. En wat is die eindresultate van die wedergeboorte? Kom ons lees wat sê Paulus. 1 Korintiërs 11 vers 1. Hy sê, wees my navolgers soos ek dit van Christus is. Nou, sê Paulus, wees my navolgers soos wat ek dit van Christus is. Hoe moet ek Christus se navolger wees? En hierdie skrifte is wat mense nie wil hoor, jy vandag preek nie. Hy sê hierdie woorde, 1 Korintiërs 11 vers 2, en ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink, en aan die lering vashou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Wat was die lering wat Paulus aan ons oorgelewer? Kom ons gaan lees wat sê die woord. 1 Korintiërs 11, die 3de vers. Ons het nou die eerste, die tweede, die 3de vers sê. Maar ek wil hê dat julle moet weet, dis wat ek aan julle oorlewer, dat Christus die hoof is van elke man. Kom aan, sê ek nou vir u. As daar 'n manlike kind gebore word, Christus is sy hoof. Of hy gered is en ongered is, het maak nie saak nie. Want alles het in hom, deur hom en tot hom het alles ontstaan. Dit meen, die man het deur Christus ontstaan. Want die geslag is in Christus. God die Vader se geslag is in Christus, wat God die Seun is. Nou, gaan hy verder en hy sê die mooi woorde. En die man is die hoof van die vrou. Waarom? Omdat die vrou uit die man is. Net verder gaan. En God, die hoof van Christus. Halleluja. God, die hoof van Christus. Dit meen God is die hoof van Christus. Nou, waarom? Want Christus kom uit God die Vader. Halleluja. Nou,
ek wil net dit lees, want het lyk my die mense verstaan die woord nie. Hy sê in Johannes 1 vers 14, hy sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Van waar af kom die eerstgeborene? Van waar af, van waar kom die seun van God, wat ook God is? Van die Vader. Want hy het uit die Vader gegaan en na ons toegekom. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Dit meen, die Here Jesus praat die hele tyd van die Vader, 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 Vader. Maar wanneer hy sê, ek het van die Vader uitgegaan, het praat hy spesifiek van homself. Hy praat nie van onse Vader nie. Hy praat van sy Vader, uit wie hy gekom het. En omdat sy Vader God is, en hy uit die Vader kom, is hy, as ek het so, die seun God. Hy is ook 'n God. Hy is ook almagtig. Want alle mag is aan hom gegee, in die hemel en op aarde. Die Vader het homself uitgesonder, en hom nie onder die seun onderwerp nie. Gaan lees die skrifte, in 1 Korintiërs 15. Halleluja, want God die Vader bly die hoof. Waarom? En dan sê die woord van die Here verder. Hy sê, niemand het ooit God gesien nie. Dis 1 Johannes 1 vers 18. Die eerstgeborene wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Want net die seun van God kan God die Vader verklaar. En net die Vader kan sy seun wat ook God is, verklaar. En reg deur die woord, van Genesis 1 tot Openbaring, het die Vader van sy seun getuig. Nou, dit meen, hy het sy seun wat ook God is, aan ons verklaar. Hulle almal word, ek ben die drie word, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar hierdie drie is een liggaam, en hierdie liggaam word genoem God. Ons is een liggaam van Christus, en hierdie een liggaam word genoem die gemeente, die kinders van God, en hulle is miljoene. Ek wil dit vanmôre vir u sê. God het nog nooit sonder 'n liggaam gewerk nie. As ek hierdie liggaam God kan verklaar, volgens die skrifte, dan vind ek in hierdie liggaam drie. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ek die liggaam van Christus verklaar, vind ek miljoene in een liggaam. Wanneer ek Daniël 7 verklaar en die gereg het gaan sit, die gereg is 'n klomp. As ek na die woord gaan kyk, is dit 24, want as dit is die 12 stamme en die 12 apostels. Jy kan dit gaan lees in die Openbaring, die 24 ouderlinge. Dit is die gereg, want hierdie gereg gaan ons oordeel ook eendag. Die woord sê, hulle gaan oordeel behartig. Nou, hierdie gereg bestaan uit 24, dis een liggaam, en hierdie liggaam word genoem, die gereg het gaan sit. Nou, halleluja. Maar daar is 24 in hierdie een liggaam. God werk nie sonder 'n liggaam nie. Dit is waarom God kan nie 'n diktator wees nie. Hy werk nie sonder 'n liggaam nie. Net soos wat 'n gemeente nie sonder 'n kerkraad kan funksioneer nie, net so funksioneer die Here, want die kerkraad is eintlik 'n liggaam wat genoem word die kerkraad. En hierdie kerkraad funksioneer nie net uit een persoon, nie deur een persoon nie, maar deur die hele kerkraad, waarvan die pastoor die hoof is. Nou, en wanneer ons gaan kyk na die liggaam wat God genoem word, dis drie, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar die Vader is die hoof van hierdie liggaam.
En nou gaan ek verder lees, soos wat die woord sê. Kom ons lees dit weer. Hy sê hierdie woorde. Halleluja. Prys die Here. Ek wil net gou kry wat Paulus het sê. Dis in 1 Korintiërs 11, die woorde wat ek gelees het. Maar ek gaan dit noem, want ek ken dit. Hy sê Christus is die hoof van die man. Die man is die hoof van die vrou, en die vrou is die hoof, en God is die hoof van Christus. So wat hier gebeur is, dat wanneer ons dan kyk na God, dan sien ons 'n liggaam met 3. Wanneer ons dan kyk na Christus se liggaam, dan is dit miljoene. Wanneer ons gaan kyk na die man as 'n liggaam, uit hom is die vrou, en uit hulle twee saam is die kinders. Dit meen, hierdie liggaam van 'n huisgesin bestaan uit man, vrou en kinders. God werk net in 'n liggaam. Hy werk nie buite 'n liggaam nie. So ons kry God as 'n liggaam, ons kry die gereg as 'n liggaam, ons kry Christus as 'n liggaam, ons kry die man as 'n liggaam. En nou sê die woord, wat ek nou gelees het, halleluja, waar hy gepraat het van ek wil dit net weer lees. Hy sê, maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van die man, wat 'n liggaam is. En die man is die hoof van die vrou, dit meen, in hierdie liggaam is die man die hoof. Ons menslike liggaam, die huisgesin. Die man die hoof, en die vrou, en die man is die hoof van die vrou. En nou sê, en God, die hoof van Christus. Halleluja. Dit meen, in die liggaam van God, is God die Vader, die hoof van sy seun. Nou, ek wil net hier iets verklaar, want dit is baie belangrik. Die hoof, ek weet as jy wil praat, ons praat van CEO vandag, maar as jy die hoof van enige besigheid, as jy van hierdie hoof praat, wat sê dit vir jou? Dis die vernaamste uit die vernaamste. Dit meen, daar kan baie bestuurders onder hierdie een hoof wees. Ek weet, dis soos, kom ons sê Kentucky. Die hoof is die een wat alles begin het. Alles het uit hom uitgekom. En daarom kry jy hierdie groot liggaam van Kentucky. Dit meen, die hoof is die vernaamste. Kentucky is, die bestuurders is vernaam, maar die hoof is die vernaamste van die vernaamstes. Hy is die hoof. Iemand wat bo 'n ander een staan, meerdere in mag, dit meen hy is die meerdere in mag, ensovoorts, ensovoorts. Alhoewel God die Vader alle mag aan sy seun gegee het, en daarom kan die seun ook almagtig genoem word. Maar die Vader is die hoof van hierdie mag wat hy aan sy seun gegee het. Halleluja. Nou net gaan verder gaan. Dit meen, die Vader is die meerdere in mag, in gesag, in heerskappy, ensovoort. Die Vader is in beheer. Maar hy het aan sy seun dit ook gegee. Wat natuurlik reg is. Ek meen, dis net soos jy. Ek meen, wanneer jy 'n seun het, en jy het 'n groot besigheid, dan is dit jou grootste begeerte, dat daardie seun eendag hierdie besigheid moet oorneem. En al tree pa af, bly die pa nog steeds in beheer. Al gee hy alles oor vir sy seun oor. Kan hy daar instap en hy kan met sy seun gaan praat en sê, maar moenie so maak, jy moenie so maak, jy maak so. Halleluja. Nou, hierdie is in my so wonderlik. God die Vader, onse Vader, het alles aan sy seun oorgegee. Maar die Vader bly nog die hoof van alles. Waarom? Want alles het uit hom ontstaan, uit die Vader uit. Want net gaan verder lees, hy sê, 'n hoof oor alle hoofde, ander hoofde. Dit meen alles Christus die hoof van die liggaam. God die Vader is nog die hoof van Christus wat die hoof is. En die hoof van almal
Dis God die Vader. En hier is die belangrike ding. Nou, wanneer jy die woordjie hoof wil verklaar in sy volheid. Nou, dit met die woord hoof beteken dit, dat die hoof van iets is die bron waaruit alles en almal kom. En die hoof van 'n groot besigheid, alles kom uit hom. En alles wat ons kan sien van hierdie besigheid is, dit het deur hom ontstaan. Nou, God die Vader, die Seun kom uit hom. Die man wat die hoof van die vrou is, hierdie man is uit God geskape, is deur God geskape, na die beeld van sy seun. En nou gaan hy verder, die woord, maar wat ek hier wil sê is, wat hier gebeur, 'n huisgesin bestaan uit die man. Die liggaam van Christus bestaan uit 'n man. En Christus bestaan uit 'n man, naamlik onse Vader. Dis waarom hy onse Vader. Nou kom hierdie klomp duiwels wat praat van hulle bid en dan praat hulle van God die Vader as moedervader, eintlik moedervader, of wat ek al moeder. Hulle noem God die Vader moeder. Wat? Julle verag en julle belaster God die Vader deur hom moeder te noem. Ja, hy is tweeslagtig en ons kan hom aanspreek as moeder ook. Weet jy nou waarby julle besig is? Hy is 'n vader, want hy's 'n man. Christus is 'n man en hy sê op een plek, hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader. Dit meen Christus, omdat sy Vader 'n Vader is Jesus ook 'n man en hy sal ook 'n Vader wees, want die geslag kom uit hom uit. En dit is waarom die woord van die Here dit baie, baie duidelik stel. In Johannes 17, hy sê, Vader, die wat u my uit die wêreld gegee het, hulle het aan u behoort, maar u het hulle vir my gegee. En omdat hierdie kinders aan my gegee het, maak dit vir my ook 'n Vader. Ek is nie Vader soos u nie. Ek is 'n Vader nou oor hierdie kinders. U is my Vader. Maar ek kan ook vir hierdie kinders 'n Vader wees. Moenie in verwarring kom nie. Want u het hulle aan my gegee. En daarom word ek in Jesaja 9 vers 5 genoem, ewige Vader. Want ek gaan Vader van kinders word, omdat u die kinders aan my gegee het. Gaan lees Johannes 17. Ek weet, dit is net so goed 'n vrou kom en sê, ja, maar ek is 'n vader, want hierdie kinders kom uit my uit. Halleluja. As daar nie 'n vader was nie, sou daar nooit kinders wees. Dit is hoe God dit bepaal het. En u moet dit altyd onthou. Christus is die hoof van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Die seun kom uit die Vader en is uit God gebore. En hierdie is baie belangrik. Hy is uit God gebore, die woord verklaar het. Die mens, die man, die geslag van God, deur God geskape, Jesus is baie mooi, is deur die wedergeboorte ook uit God gebore. Hy sê almal, Johannes in sy brief, almal wat uit God gebore is, sondig nie. So die seun is uit God gebore. God kom skape die mens. Die mens sondig en God weet toe, daar's net een manier hoe hy die mens kan behou. En dit is, hulle moet uit my gebore word. En om dit te kan doen, moet hy sy seun stuur om te kom sterwe en op te kom staan, sodat deur sy bloed ons gered kan word,
gedoop kan word, gevul kan word met die Heilige Gees, sodat ons weergebore kan wees tot 'n nuwe skepsel in Christus, wat aan die kruis gehang het, sodat ons genoem kan word kinders van God, en nou is ons kinders van God, en God die Vader vat hierdie kinders en hy gee dit vir sy seun, en nou is ons ook sy kinders. Halleluja. Maar daar moet 'n moeder ook wees. Maar hierdie moeder gaan nie geboorte gee, soos wat die vleeslike nie. Ja. En ons weet, Paulus sê, Jerusalem daarbo is die moeder van ons almal. As jy wil praat van hy is dubbelslagtig, die Vader. Dink net 'n bietjie aan sy seun, vir wie die Vader ook 'n vrou gegee het wat ons moeder genoem word. Dink 'n bietjie daaraan. Net gou verder gaan. Dit meen, en staan ook onder die gesagsstruktuur van God. Dit meen, Christus staan onder die gesagsstruktuur van die Vader. Want God die Vader is die hoof van sy seun, God die seun. En die seun is die hoof van die man, dit meen van die huisgesin. En die man is die hoof van die vrou. Halleluja. Baie interessant. Dis die gesagsstruktuur van God. En nou sê Paulus, wees my navolgers soos wat ek dit van Christus is. En dit meen, staan onder die gesagsstruktuur, moenie onder die gesagsstruktuur uitbeweeg nie. En my ou suster, kom maar sê ek nou vir jou. Moenie probeer om soos 'n man die werk van die Here te doen nie. Jy is nie die hoof nie. Want die oomblik, wanneer jy nie jou man as hoof respekteer nie, beweeg jy uit die gesagsstruktuur uit en dan staan jy sonder gesag. Dis net 'n geraas wat jy maak in elk geval. Nou, so, jy staan onder die man se gesag, jy kan maak net wat jy wil. Ek kan nie nou alles lees daaroor. Nou hier is 'n vader, in Engels father, is a person who begins everything. Dit meen, Vader sê net een ding, hy is die oorsprong van alles wat geskape is. Want uit hom het sy seun gekom. En in die seun, deur die seun en tot die seun het God die geslag gevind. Waar? In sy seun. Maar die seun het alles gedoen. Dit meen hy, Engels praat van invent, or first make something. God die Vader het eerste iets gemaak. En hierdie eerste iets wat hy gemaak het, sy seun is uit hom gebore. Dit meen wat kinders verwek. Halleluja. 'n man wat een of meer kinders verwek, hy is 'n stigter van 'n geslag. En hierdie is vir my baie mooi. Nee, ek het nou vir jou gesê, die woord papi en daai goed, dit het niks met God die Vader te doen nie. Jy sal jou woorde moet regkry. Baie interessante ding. Nee, die Here Jesus het geweet presies wat sy Vader, jy weet mos al die name van God wat ons vandag het. Die name van Jesus, die name van die Heilige Gees. Weet jy wat, die Here Jesus het geweet hoe die bedorwenheid in die laaste dag gaan werk. Al die verskillende name van God. En dit word nou op ons afgedoen. Ek wil vandag vir u sê, die Here Jesus het nie daarin belang gestel om vir ons enige ander naam te gee as die naam onse Vader vir sy Vader. Net een naam, ja, maar dis nie 'n naamwoord nie. Wat het dit met die saak te doen? Vader beskrywe iemand wat die hoof is en uit wie alles gekom het. Maar julle wil God mos nou vandag op sy naam noem. Dis waarom jy praat van papi God en papi Vader en papi dit. En weet jy wat alles nie? Daar is net een naam en dit is die naam onse Vader.
Vader wat in die hemel is. Dit sluit Jesus in, dit sluit ons in. Ons het sy heerlikheid aanskou, eerstgeborene van die Vader. Hy sê in Johannes 1 vers 18, Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien nie. Die eerstgebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Waar was Christus, of waar is Christus? Hy het uit die Vader uitgegaan, maar weet jy wat? Eva is uit Adam gemaak, opgebou. Maar Adam, jy weet mos as mense verlief raak, dan sê daai twee vir mekaar, jy is in my hare. Dit ben jy is hier in my boesem. Al loop jy daar, jy is in my boesem. En dit is waar die seun gebly het. Al het hy van die Vader uitgegaan het, hy het nog steeds in die boesem van sy Vader. Want dis waarom die Vader laat weet het. Dis my geliefde seun in wie ek welbaar. Dit meen die liefde van God hou sy seun in hom, al het sy seun van hom uitgegaan. En dis die plek waar die Here Jesus vir ons gaan voorberei. Dat ons ook in die Vader kan wees, maar my broer en my suster. Terwyl ek hier op aarde lewe, is ek in die boesem van die Vader. Ek hoop jy kan dit verstaan. Nooit vergewe of verlaat ek nie. Waarom? Want kan liefde iemand vergewe? As ek en u nie in die boesem van die Vader nou is nie, dan sal God ons vergeet. En dis die Here Jesus. Hy sê waar ek is, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar is ek? Ek is in die Vader. En as ek in die Vader is, dan is ek ook in die huis van God. Die huis van God is 'n liggaam. Dis nie verskillende gebouetjies of mansions, soos hulle dit vandag noem nie. Nee, ons elke een is 'n woonplek. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees kom woon in ons, terwyl ons op die aarde woon. Ons is die wonings waarvan die Here Jesus gepraat. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ons is die wonings. En hy berei ons voor, sodat hierdie wonings eendag in die huis van die Vader kan wees. As jy 'n mansion eendag soek daarbo, dan moet jy weet, jy's nie meer in die boesem van die Vader nie. Want net hulle wat in die boesem van die Vader is waarlik wonings, en hulle sal die wonings in die huis van die Vader wees. Halleluja. Verstaan dit tog, al hierdie klomp duiwelse predikers vandag, wat allerhande, I've got a mansion, dis 'n mooi lied. Ek het 'n mansion daarbo, maar hierdie mansion gaan eendag as hy hier sterwe, gaan hierdie mansion wat vandag Flippie Gerber is, hierdie mansion sal eendag in die huis geplaas word as 'n mansion. Al hierdie klomp skrifverklaarders, julle by die Here Jesus sê, hy sê julle deursoek die skrifte, om te dink julle gaan daaruit die ewige lewe kry. Ek wil vandag, jy kan die skrif 40 jaar studeer. As jy hierdie grondbeginsels nie het nie, beteken dit niks. Halleluja. Hy, die Vader, kan verklaar, en hy het net een naam gebruik. Of jy wil, of het vir jou 'n bynaam is, of 'n vervoegnaam, ek gee nie, jy weet, ons selfstandige naamwoord, en 'n nie selfstandige naamwoord, jy weet, ons al die snaakse goed wat ons Afrikaans, ek wil nou vandag vir jou sê, daar is net een naam, wat die Here Jesus genoem het op hierdie aarde, en dit is onse Vader, en ook my Vader, en julle Vader, dis die naam van God, die Vader, wat die Here Jesus aan ons kom verklaar het.
Jy kan al jou Hebreëse name hou. Ek stel nie daarin belang nie. Hy sê in Johannes 3 vers 15. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Alles. Alle mag op hemel en aarde is aan my gegee. Wie het daardie mag aan die Here Jesus gegee? Sy Vader. Onse Vader. En wie alles is. Halleluja. Daar is waar die Here Jesus sê, ek werk solank ek die Vader sien werk. Hy sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk saam met hom. Waarom? Want hy kan nie sonder die Vader beweeg nie. Sover die werke aangaan nie. Want hy het uit sy Vader gekom. Dis soos 'n besigheidsman. Die beste plek om sy seun op te lei, om hierdie besigheid oor te neem, is binne in die besigheid. Hy sien wat sy Vader doen en hy doen dit so. En so werk God die Vader en sy Seun saam. Die Seun sien wat die Vader doen en die Seun werk saam. En die Vader werk tot nou toe en ek werk ook tot nou toe. Hy bly werk soos die Vader sien werk. Julle weet nie wat julle mis nie. Al die snaakse name, mis julle alles. Halleluja. Ek wil net hier iets sê. Na alles wat ons nou gehoor het. Om die Here Jesus is en hy sê in Johannes 16, wat ek in die begin gesê, die 26ste vers. In daardie dag sal julle in my naam bid. Dit weer wanneer ek nie meer hier is nie. Julle sal in my naam bid. Hoe bid? Alles wat julle die Vader in my naam vra. Hoe moet julle bid? Onse Vader wat in die hemel is. Dit meen, ons bid. Onse Vader wat in die hemels, laat u naam geheilig word. Ons kom na u toe deur u Seun. En ons vra alles in Jesus se naam. Oh, halleluja. Ek weet nie hoe die mense vandag wil bid nie. Ek kan sê, Here Jesus, dankie. Ek kan in sy naam bid ook. Maar ek moet nooit vergeet dat ek moet deur hom na die Vader gaan. Dis waarom sê, alles wat julle die Vader in my naam vra. Dit meen, ek moet eers by ons Vader uitkom. Deur Christus. Dan kan ek vra, en dan sal die Here Jesus vir ons doen dit wat ons vra. Dis God se woord. Halleluja. Nou gaan ek net verder lees. Hy sê die woorde, ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaan die julle sal vra nie. Dit meen, die Here Jesus sê vir hulle, moenie dink ek gaan nie die Vader aangaan die julle vra nie. Kom ons hoor 'n bietjie wat vra die Here Jesus vir sy Vader. Kom ons hoor. Hy het dit al reeds gevra terwyl hy op aarde was. Kom ons lees die skrif. Ek sê dit, en dit is waarom ek het eintlik 'n ding teen al hierdie kom ons sê, dis elke boek in die Bybel, maar dan is daar hoofstukke. Dan sny hulle 'n gedeelte af wat God gepraat het. Dan sny hulle hom af en dan begin hulle met 'n ander hoofstuk. En ek wil nou vir iets sê. Dit gebeur vandag so dat die een hoofstuk staan vir die mense vry van die ander hoofstuk. En dit is nie so nie. God se woord kan nie gebreek word, is aan een. Dis waarom ek in Johannes 16 vers 26 begin. Hy sê, die 27ste vers, want die Vader self het julle lief. Waarom? Omdat julle my lief het en my woorde bewaar. En dit glo. En die waarheid lief het. Het die Vader julle lief. Omdat julle my lief gehad het en geglo het, dat ek van die Vader uit, van God uitgegaan het. Dit meen, dit is die liefde. Dat julle geglo het, dat ek van God uitgegaan het. Dit meen, en omdat ek van God uitgegaan het, word my Vader God die Vader genoem. Omdat julle dit geglo het.
16 vers 28. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Maar hierdie keer as ek gaan ek aan die regterhand sit. Ek het uit die boesem van die Vader gekom. Ek is uit hom gebore. Maar as ek nou teruggaan, gaan ek aan die regterhand sit. Ek myself gaan nooit weer in die boesem van die Vader in nie. Ek is in die boesem van die Vader. Deur sy liefde vir my. En so is ons ook in die boesem van die Vader. Maar ons gaan, as die geslag van God, gaan ons in die koninkryk van die hemele eendag woon. Al bewoon ons hierdie koninkryk, al gaan ons in die nuwe stad Jerusalem, dan is ons nog steeds in die boesem van die Vader, omdat God ons lief gekry het. Halleluja. Nou gaan ons net verder. Hy sê 29ste vers, sy discipels sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykheid. Sê dit nie mooi nie? Die oomblik toe die Here Jesus so begin praat, toe besef hierdie disciples, nou praat die Here ronduit. Dit is wat dit is. Dis nie 'n gelykenis of vergelykenis nie. Hierdie is die werklikheid. Hierdie is die waarheid. Hier is dit. Nou praat die Here reguit met ons. En dit is die werklikheid. Dis die werklikheid. Hoor wat sê die Here Jesus. Nou sê hulle, die 16e hoofstuk, die 30ste vers. Nou weet ons dat u alles weet. Halleluja. Nou weet ons, u weet alles. Want u het nou begin vra. Die Vader begin vra aangaande ons. Nou weet ons dat u weet alles. En nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Kan ons dit nie net, ek ben hierdie Jesus only. Hulle herken tot vandag toe nie, dat Jesus het uit die Vader gekom. Hulle herken nie dat die Vader van die Here Jesus, God die Vader is in 'n enkele persoon. 'n goddelike wese, wat die Vader is, en dat Jesus die Seun apart is nie. Want hulle verstaan nie die skrifte nie. Halleluja. Nou sê 16 vers 31, Jesus antwoord hulle, glo julle nou? Halleluja. Ek wil vandag vir u vra, glo jy nou in God die Vader, in God die Seun en in God die Heilige? Glo jy nou daarin? Wat moet die Here vir jou meer laat weet? Glo jy nou dat wat die Here gesê het, ek en die Vader in my en ek en julle in my. En omdat julle in my is julle saam met my in die Vader. Alhoewel ek nog in jou vlees is ek saam met Jesus in die Vader. En die Here Jesus sit aan die regterhand, maar hy's nog steeds in die Vader, alhoewel hy aan die regterhand sit. Verstaan die, glo asseblief, glo dit tog net. Johannes 16 vers 32, kyk, die uur kom, en dit het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word. Oh, halleluja. En dit wat die Here hier gesê het gebeur van die begin af. Vandag word ons nie uit mekaar gejaag as vervolging nie. Elke liewe kerkgenootskap, interkerklike groep, buite staan by 'n groepe buitekant die kerk, alles. Hierdie klomp groepe het die skape van God uit mekaar gejaag. Want elke kerkgenootskap is 'n koninkryk op homself, waarvan die koning die president is.
en die reduksies van elke kerkgenootskap, synode, noem het net wat jy wil, federale raad, maak nie saak nie. Dis die koning se raadsmanne. En wat gee hulle om vir die volk? Niks! Hulle jaag predikers wat by die waarheid staan, werk hulle uit die kerk, en predikers wat hulle opponeer en sê, maar God se woord sê so, hulle raak ontslaaf van hulle jaag die skape, hulle jaag die herders uit mekaar uit. As ek 'n regsaak aan het met 'n kerkorganisasie, waarom kan die ander kerk, kom ons praat net van Pinkster, waarom kan al die ander Pinksterkerke nie insaag in hierdie regsaak nie, want ons behoort aan een liggaam, waarom kan ons nie? Want elke kerkgenootskap het sy eie koninkryk gestig, en wie die mense wat onder hierdie koninkryk staan. Die Here het gesê, julle het 'n koning gesoek, maar julle sal hierdie konings, julle sal belasting betaal, diensbaar word ensovoorts. En ek wil vir jou sê, die gemeentelede in al die Pinksterkerke vandag is nie diensbaar aan God nie. Hulle is diensbaar aan die kerk, want die koning moet vereer word. Ek daag die hele Pinksterbeweging in Suid-Afrika uit. As ek 'n regsaak met my kerk het, dat julle sal tussenin kom en sê, kom laat ons hierdie regsaak sê. Kom ons hanteer hierdie regsaak. Kom, ek vra al die Pinksterkerke om saam te werk, as daar 'n regsaak is, deur 'n pastoor of 'n gemeentelid, dat al die Pinksterkerke se hoofde sal kom en sê, luister, kom ons hanteer hierdie regsaak. Volgens die woord van die Here. Sal dit gebeur? Nee, want elkeen is sy eie koninkryk, en die president en goed is die koning, hy is die maghebber. En wie jou, as jy nie inval nie, hulle sê ons, as jy nie wil saam, as jy nie in hierdie prentjie inpas nie, of in hierdie fotoraam inpas nie, dan moet jy uit, en ons sal jou uitwerk, en die Here weet, die Pinksterkerke het dit reg gekry. Maar hardloop hulle rond op land, oor land en see, en dan preek hulle Jesus, 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 hy is die Christus. Die Here sê, pas op, want hulle gaan baie mense mislei. Christus is die hoof van die man. En Christus is die hoof van die gemeente. Die hele gemeente bestaan uit hom. En jy kom tussenin, en jy wil met hierdie gemeente maak soos jy dink dit moet wees. En dan sê jy nog, die Here het met my gepraat oor hierdie kerk. Nou, ons gaan hierdie kerk nou uit die woestyn uit in die belofte land inlei, en dan lei jy hulle na die verderf toe. Ek wil klaarmaak. Hy sê, daar kom het, kyk, daar kom 'n uur dat julle uit mekaar uitgejaag sal word. Elkeen na sy eie toe. En my alleen sal laat. En ek wil vandag vir iets sê. Elke kerkorganisasie is so besig met hulle organisasie. Nou, en dan bied hulle lesings aan, en leierskapkursusse, en bosberade. Nou, hulle is so besig met hierdie kerkorganisasie, dat alles net hierso, en ongelukkig, ek meen, die mense gee hulle tiende, en hulle gee offerandes, hulle maak koektafels, ensovoort, en dit geld word opgestuur na die hoofkantore, en weet jy wat, die hoofkantore kan nou prokureurs bekostig, sodat as daar 'n pastoor of 'n gemeentelid na vore kom, dan kan hierdie prokureur die kerk se saak hanteer, en hierdie prokureur sal die kerk se belange beskerm. Dit maak nie saak, al pleeg die kerk bedrog, nog steeds sal die prokureur vir hulle instaan. Ek wil vandag vir u sê, dat die kerkwêreld word nie deur die Here regeer nie. Die kerkwêreld is nie onder die gesag van die Here. Jy weet nie, deur wie word die kerkwêreld geregeer? Deur geld. Mammon, die geldgod. En dis wat die Here sê, kies wie julle wil dien.
As God is, laat hy dien hom. As Mammon God is, dien hom. En die ongelukkig, die kerkwêreld, kyk net na een ding om in die kerk, en dit is geld. Want as hulle kan sê, dis ons geld, dan het die pastoor of daardie persoon hoe hard gewerk om by te dra dat die kerk gebou kan word, ne? Dis ons geld, dit wat daardie man gegee, dit wat daardie man gearbeid om hierdie kerk op te bou, dis ons sinne, hulle vat, die Bybel sê, die arbeider is sy loon werd, dit meen hulle vat die loon van die arbeider, dan sê hulle, dis ons sinne. Wat laat maar. Hy sê die 16de vers, dit is wat die Here gesê het, hy sal die Vader vra aangaande ons. En die 16de vers is die begin daarvan. Die 16de hoofstuk, die 33ste vers. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die Here Jesus het die Vader gevra aangaande ons. En die antwoord wat hy gekry het, een van die antwoorde is dit, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Moenie dink, ons gaan enige verdrukking ontvlug nie. Hy het die Vader gevra aangaande ons. En dit is die antwoord wat hy gee. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maak julle klaar. Wêreld, kinders van God, maak julle klaar. Ons sal verdrukking hê. En hierdie groot verdrukking wat voor lê, ons sal in daai verdrukking ingaan. Of jy dit wil weet of nie. Die Here Jesus het sy Vader aangaande ons gevra. En dis een van die antwoorde wat gekom het. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Halleluja. Ek wil vandag vir jou vra, waar die God aanbid jy en dien jy? As jy hierdie God nie aanbid nie, dan aanbid jy afgod. As jy nie glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en dis 3 persone in die Godheid. As jy nie daarin glo nie, dan het jy nie 'n Vader. En dan kan jy hom papi noem en jy kan hom enige iets anders te noem. Maar as hierdie 3 God is, en Christus het die Vader kom verklaar, van nou af, as jy bid, ek weet daar is in tye wat jy in 'n nood is en dan sê, Here Jesus help my, dis heeltemal reg, want God ken jou hart, hy weet dat jy eer hom as die Vader. Maar onthou om ook te bid wanneer jy gaan bid, wanneer dit rustig is. Voordat jy begin, sê onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Waar die naam? Die naam Vader. Laat dit geheilig word. Ek wil dit in my lewe heilig en daarom eer ek u, respekteer ek u en ek heilig u as 'n Vader. En daarom sal ek so bid. Onse Vader, nie my Vader nie, onse Vader, praat van onse Vader, want ons is lede van een liggaam en hy word genoem onse Vader. Kom na u toe, deur u Seun, ons Here Jesus Christus. Bid dan. Bybel sê julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid en ek dink hierdie vers pas by vandag. Ons bid verkeerd. Ons wil net alles in Jesus naam doen. Jy moet voordat jy in Jesus naam iets doen, heilig en eer die naam van die Vader van die Here Jesus en begin met onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Vader, onse Vader, dankie dat ons deur u Seun na u toe kan kom.
En ons wil dankie sê vir die woord. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons leer en lei in die hele waarheid. En deur ons spreek, die woorde wat U wil hê, gespreek moet word. En ons dankie, dat ons kan verstaan, dat ons kan sien, dat ons kan hoor. En daarvolgens kan optree. Baie, baie dankie, dat ore vanmôre kan hoor. Die waarheid kan liefkry, wat die woord is. En dis waarom Paulus gesê, mag die genade van God, die vrede van ons Here Jesus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees. Onse Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Dankie dat ons alles kan vra, in Jesus naam, en ons weet, U doen dit vir ons. Amen en amen.